Dominee Stefan Conradie van Reits Wes gemeente hier te verwelkom. Dominee, baie welkom hier by ons. Dankie dat u vir ons help met die vakansietyd. Toe ek nou vir die dominee vra, so 'n bietjie agtergrond om daarom vir u te gee, toe sê hy vir my, hy is getroud met een vrou en hy het een kind. Toe sê ek, dominee, dis 'n goeie begin. Baie welkom. Ons sien uit na u boodskap vanoggend en mag die Here vir u seën. Baie dankie oom Rolf. Goeiemôre gemeente. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre hier saam met julle te wees hier in die huis van die Here. Ek sê ook vir oom Rolf, toe ek hier instap by die kerkgebou, het dit my getref. Die woord asemrowend verstaan ek nou. Dit is 'n asemrowende gebou. Dit het regtig my asem weggeslaan. Baie keer in my lewe het ek al hier verby gery, maar dit is die eerste keer wat ek die voorreg het om hier in te kom. En wat 'n wonderlike, pragtige kerkgebou, en dankie ook vir die hartlike ontvangs hier in julle gemeente. Dit is my 'n groot voorreg, en die gebed van my hart is dat die Here self aan die woord sal kom vandag. Dat ons sy stem duidelik sal hoor, dat ons harte en ons ore oop en ontvanklik sal maak vir die werking van die Heilige Gees deur sy woord. Dit is die gebed van my hart. Geliefdes, as toetrede sing ons lied 159 verse 1 en 2. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. Wie hom roep, wie hom noem, Here Hemel Vader, kom nou almal nader. God is hier teenwoordig, Here gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lied verkondig, is die bron van alle lewe. Hy is Heer, die regeer, lei ons al ons dae na U welbehae. Here, U is hier teenwoordig. U is hier by ons, in ons en om ons. Here, U is die perfekte voorbeeld van liefde en genade. Ons bely dat ons dikwels struikel in ons woorde en ons dade. Daarom, Here, bid ons, reinig ons en help ons om vandag en elke dag U voorbeeld na te volg. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ek wil vra dat julle weer saam met my sal staan, en dan loof ons die Here deur ons loflied, lied 205. Ons sing daarvan verse 1 en 2.
en daarna bely ons ons geloof. Ons doen dit vanmôre in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en nadat ons ons geloof bely het, sing ons lied 450 verse 1 en 2. Kom ons staan, dan loof ons die Here. Ons bely ons woorde in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en ek wil vra dat u dit ook hardop saam met my sal sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlike kan verwoord die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is die grootheid Heer. Heer die
Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Ons skriflesing vanmôre kom uit 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 16. 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 16. En ons tema is leef 'n voorbeeld wat ander kan volg. Leef 'n voorbeeld wat ander kan volg. En ek dink so, as ek na die tema kyk, leef 'n voorbeeld wat ander kan volg, dan dink ek aan Jesus se woorde toe die fariseërs en die skrifgeleerders na hom toe gekom het en vir hom gevra het, wat is die grootste gebod in die wet? En toe antwoord Jesus hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ons 'n voorbeeld leef, as ons lewe spreek van 'n voorbeeld wat Christus verheerlik, dan het ons die Here ons God lief met ons hele hart en dan het ons ons naaste lief soos onsself. Dit is die eienskappe van 'n volgeling van Jesus Christus, dat ons die Here liefhet en dat ons ons naaste liefhet soos onsself. En mag dit ook waar wees van Kroonstad Moedergemeente, dat julle ook so sal lewe, soos wat die Here vir ons in sy woord beveel om te leef. Dat ons die Here ons God liefhet en dat ons ons naaste liefhet soos onsself. Ons lewe in 'n tyd wat daar baie stemme is, baie dinge in die wêreld aan die gebeur, maar vir ons as Christene kan ons dit eenvoudig terugvat na die woord van die Here toe, deur vir mekaar te sê, ons het die Here ons God lief en ons het ons naaste lief soos onsself. Dit is die grootste gebod. Voordat ons saam lees uit 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 16, kom ons word net so stil voor die Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie wonderlike dag. Ons dankie vir die dag wat U gemaak het. Soos wat ons ook in Psalm 8 lees, dit is die dag wat U gemaak het. Kom ons juig daaroor en wees bly daaroor. Dankie Here dat U ons ook vanmôre hier bymekaar gebring het in die pragtige kerkgebou om U woord te hoor. En ons vra Here dat U ook vandag self aan die woord sal kom. Here, dat hulle ook die gemeente nie vandag vir my raak sien nie, maar dat hulle die kruis van Jesus raak sien. Dat hulle U raak sien en U woord hoor. Mag U so deur die Gees in elkeen van ons se harte werk. Here, dankie dat ons ook vir U kan loof en prys vir die reën wat die afgelope tyd oor groot gedeeltes van ons land en ons buurlande ook geval het. Ons dankie daarvoor en ons loof U daarvoor, want ons kan sien in die natuur daar buite hoe U vir ons sorg. Dankie Here dat ons in afhanklikheid ons vertroue en ons hoop en ons troos en ons toekomsverwagting in U kan stel. Here, ons eenvoudige gebed vanmôre is dat U ons lied, ons woorde, ons gebede sal gebruik om U te eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In Korintiërs 4 vers 9 tot 16. Paulus is hier aan die woord en hy praat met die gemeente in Korinte. Vers 9. Dit lyk vir my, God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee, asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is.
Ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir mense. Ons is dwaas ter wille van Christus. Julle is verstandig in Christus. Ons is swak, julle is sterk. Julle geniet aansien, ons word verag. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword, en dit is nou nog so. Hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys, want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jesus julle Vader. Daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Tot sover ons skriflesing. Paulus maak 'n stelling en dit is vanmôre waaroor die preek gaan. Die stelling wat hy maak is, volg my voorbeeld. Hy sê in 1 Korintiërs 4 vers 16, volg my voorbeeld. En hy praat hier met die gelowiges, met die gemeente in Korinte, dan sê hy vir hulle, volg my voorbeeld. Nou, 'n vraag wat al baie lank in my gemoed leef, is kan ek vir mense sê, volg my voorbeeld? En julle ken my vandag nou nie. Ek is hier in Kroonstad, ek is vir julle 'n vreemdeling, so dit is dalk vir my maklik om vir julle te sê, maar volg my voorbeeld. Volg my voorbeeld. Maar ek onthou destyds toe ek nog in Bethlehem was Stefan Joubert daar en hy het kom preek daar met die week van gebed. En die eerste aand wat hy by die kansel opstaan, toe sê hy, as julle weet wie ek regtig is, dan sal julle my van die kansel af wegjaag. Hierdie befaamde en bekende teoloog en prediker sê, maar ek is so vol sonde, as julle weet wie ek regtig is, sal julle my van die preekstoel af wegjaag. En ek voel eintlik ook vanmôre so. Ek voel ook vanmôre so. En hierdie vraag, kan ek sê, volg my voorbeeld, leef in my hart. En dit is wat die Here ook op my hart gedruk het om vanmôre met julle oor te kom praat. Kan ons sê, volg my voorbeeld? As ek hierdie vraag so bietjie meer direk wil stel, kan jy met jou lewe, die manier waarop jy lewe, vir ander mense sê, volg my voorbeeld? Lewe jy op so 'n manier dat jou man of jou vrou of jou kinders of jou kleinkinders dat jy vir hulle kan sê, maar volg my voorbeeld? Is dit die manier waarop jy lewe? Is dit die manier waarop jy liefde uitlewe? Kan jy sê, volg my voorbeeld? En vandag se preek is eintlik baie eenvoudig. Daar is net een vraag wat in jou gemoed moet leef. Daar is net een vraag wat in jou moet brand as jy hier by die kerkgebou uitstap. Kan ek sê, volg my voorbeeld? Kan ek vir ander mense sê, volg my voorbeeld? Kan ek vir my kinders sê, volg my voorbeeld? Nie net maak soos wat ek sê julle moet maak nie, maar maak soos wat ek maak. Kan ek vir my kinders, vir my vriende sê, volg my voorbeeld? Kan ek werklik vir die mense rondom my sê, vir die mense saam met wie ek werk, of vir wie ek werk gee, of vir wie ek werk, kan ek vir hulle sê, maar volg my voorbeeld? As Christene word ons opgeroep om die voorbeeld van die Here te volg, om die voorbeeld van die Here na te streef, en daarom begin Paulus hierdie preek in die gemeente in Korinte, en hy sê vir hulle, volg my voorbeeld. Volg my voorbeeld soos wat ek Christus se voorbeeld navolg. So moet julle lewe. Volg my voorbeeld. En wanneer Paulus met die gemeente hier in Korinte praat, dan is daar 4 aspekte wat hy aanraak. En ek wil vanmôre met u oor al 4 hierdie aspekte praat. Die eerste is wat Paulus sê, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat? Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat?
Die tweede punt wat hy aanraak is, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek optree? Die derde, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek liefde uitleef? En dan die vierde een, kan jy sê, volg my voorbeeld in geloof? Kom ons begin by die eerste vraag. Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat? Paulus sê hier in vers 12, ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. Kan ek dit weer vir u lees? In vers 12, ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. Praat ons so met mense dat as hulle môre sou sterf, ons tevrede sou wees met die laaste ding wat ons vir hulle gesê het? Is dit hoe ons met mense praat? Dat ons tevrede sal wees met die laaste opmerking, die laaste ding wat ons vir daardie persoon gesê het, sal ons tevrede wees? Paulus sê, ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. Is dit hoe jy die grootste gawe, maar ook die grootste gevaar wat God vir jou gegee het, gebruik, naamlik jou tong? Hoe praat jy met mense? Wat sê jy vir mense? Hoe is die manier waarop jy met mense kommunikeer? Kommunikeer jy op so 'n manier wat Christus verheerlik word? Praat jy op so 'n manier met mense wat Christus verheerlik? Is dit hoe jy leef? Is dit hoe jy praat? Paulus sê, ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. En ons is baie vinnig om vir ander mense te sê, maar jy praat nie reg nie, of ons is baie vinnig om vinger te wys na ander mense en te sê, maar die manier waarop jy praat is nie reg nie. Maar kyk ons ooit na onsself, kyk ons ooit na ons eie woorde, neem ons ooit introspeksie, kyk ons na ons lewe en vra onsself die vraag af, maar hoe praat ek met ander mense? Hoe praat ek met ander mense? En die woord van die Here is vol voorbeelde van hoe ons as gelowiges behoort te praat. Hoe ons as gelowiges ons woorde behoort te gebruik. En ek wil 'n paar gedeeltes vir u lees. Spreuke 15 vers 1, die wysheidsliteratuur. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'n krenkende woord laat woede opvlam. Spreuke 15 vers 4 sê, kalmerende woorde bring lewe. Skynheilige woorde breek mense. Spreuke 12 vers 18 sê, praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Genees jou woorde of genees jou woorde. Die navorsing wat gedoen is oor hoe ons woorde gebruik, wys vir ons dat negatiewe opmerkings, negatiewe woorde het 'n manier om aan 'n mens vas te klou. Ek onthou toe ek op skool was, het ons rugby gespeel, veral hier en as ons in die Vrystaat rugby gespeel het, dan was daar sulke rugbyluise gewees. Ek weet nie of julle dit in Kroonstad ook rugbyluise noem nie, maar die rugbyluise het so aan jou kouse vasgesit. Dis mos daardie ronde balletjies wat so bietjie stekerig is. En dit laat my dink aan, dit is hoe ons woorde is, negatiewe woorde. Dit het 'n manier om so aan jou klere vas te sit. Dit het 'n manier om aan jou binneste, aan jou menswees vas te sit. En dit is wat die navorsing ons wys, dat negatiewe woorde, negatiewe opmerkings het 'n manier om aan jou te kleef, het 'n manier om aan jou vas te hou. Die navorsing wat 'n persoon met die naam Roy Bannister gedoen het, wys dat 5 keer meer as positief is jou woorde, kom ek herhaal myself, as jy negatiewe woorde gebruik, as jy iets negatief vir iemand sê, is dit 5 keer meer treffend as 1 positiewe opmerking. Dit is 5 keer meer blywend as 1 positiewe opmerking. So 1 positiewe opmerking kan nie plek maak vir 5 negatiewe opmerkings nie. Of andersom. Nou is my statistieke deurmekaar. Maar julle verstaan wat ek sê. 5 negatiewe
positiewe opmerkings is sterker as hoe sê ek dit nou? Een negatiewe, kom ek lees wat sê my papier, kom ek lees dit. Nou het ek my plek ook sommer verloor. Gelukkig hoef julle my nie te beroep nie, julle het klaar 'n oulike dominee, so ek het nou my plek verloor, maar dis een negatiewe woord, is baie sterker as 5 positiewe woorde. Een negatiewe woord is baie sterker as 5 positiewe woorde. 'n Studie wat Gallup gedoen het, wys dieselfde, dat vir elke negatiewe woord, vir elke negatiewe opmerking wat iemand maak, moet daar ten minste 5 positiewe opmerkings wees om daardie een negatiewe opmerking te kanselleer. Verstaan julle nou wat ek probeer sê het? Ek hoop so. Ek hoop so. So dit is hoe sterk ons woorde is. Dis hoeveel krag daar in ons woorde steek. Dit is hoekom die Here vir ons vra, maar hoe gebruik jy jou woorde? Hoe gebruik jy jou woorde? Hoe gebruik jy jou woorde? Paulus sê ons word uitgeskel, maar ons antwoord met seënwense. En hierdie gedeelte in Spreuke 12 vers 18 steek by my vas. Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Is jou woorde salf of is jou woorde soos messteke? Want dit het ons nou gesien in hierdie studie wat ek vir julle probeer verduidelik het, dat ons woorde het krag. Hoe praat jy met mense? Hoe praat jy met mense? Is jou woorde salf of is jou woorde dolksteke of messteke? Die tweede punt is, kan jy sê volg my voorbeeld in die manier waarop ek optree? Kan jy sê volg my voorbeeld in my optrede? Hoor wat sê Paulus, hy sê ons word vervolg, maar ons verdra dit. Hy sê hier as ware, ons verduur verskriklik baie vir die evangelie. Ons sluk baie vir die evangelie. Hy sê ons word vervolg, maar ons verdra dit. En dan sê hy verder, ons word beledig, maar ons bly vriendelik. Ons word beledig, maar ons bly vriendelik. Hoor julle hierdie woorde in die woord van die Here? Ons word beledig, maar ons bly vriendelik, sê Paulus. Kan jy dit sê van jou lewe? Kan jy getuig en sê, ek word beledig, maar ek bly vriendelik? En jy weet, die dag wanneer jou lewensboek toegemaak word, gaan dit nie saak maak hoeveel dinge jy bymekaar gemaak het nie. Gaan dit nie saak maak hoeveel huise jy besit het, of hoeveel grond jy besit het, of hoeveel geld jy bymekaar gemaak het nie. Al wat gaan saak maak, die dag wanneer die boek van jou lewe toegemaak word, is die impak wat jy op mense rondom jou gelos het. Dit is al wat gaan saak maak, is die impak wat jy gemaak het. Kan jy sê dat die impak wat ek maak, is 'n impak van Jesus se liefde uitstraal, deur vriendelik te wees, deur sy evangelie te bring, deur liefde vir God en liefde vir my naaste na te streef? Kan jy sê in hierdie lewe waarin ons as Christene eintlik maar in die minderheid is, kan jy sê ek word beledig, maar ek bly vriendelik? Kan jy sê ek lewe 'n lewe wat getuig van die liefde van Christus Jesus, 'n lewe wat getuig van vriendelikheid, 'n lewe wat getuig van naaste liefde? Kan jy dit sê? Daar is 'n goue reël in die Bybel wat Jesus vir ons gee, Matteus 7 vers 12. Hy sê, alles wat julle wil hê dat mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Ek vra weer, stel jy 'n voorbeeld in jou optrede wat ander kan volg? Stel jy 'n voorbeeld in jou optrede wat ander kan volg? Die derde punt is,
Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek liefde uitleef? En dit het ons nou gehoor in die samevatting van die wet ook, waar Jesus sê, die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En kom ons kyk net wat sê Paulus daar in 1 Korintiërs 4 vers 15. Hy sê vir die gemeente, julle het baie leermeesters. Julle het baie leermeesters. En dink daaroor, ons lewe vandag in 'n tyd waar ons seker die meeste geestelike leermeesters ooit het. As jy op sosiale media gaan, dan kry jy 'n boodskap daarvan geestelike leermeesters as ware. Jy kry hierdie geestelike opbouende woorde, boodskapies. As jy jou WhatsApp oopmaak, ek dink die meeste van ons kry op 'n daaglikse basis 'n WhatsApp boodskapie met 'n geestelike boodskap daarby. Ons het baie geestelike leermeesters en van hierdie mense verkondig die evangelie op 'n wonderlike manier en ander mis die kol heeltemal. Maar die feit bly staan is, daar is baie mense wat ons geestelike leermeesters is. Maar dan vra Paulus hier in vers 14, hoeveel geestelike vaders het julle? Hoeveel geestelike vaders het julle? En dan sê Paulus, ek is julle geestelike vader, want ek is lief vir julle. So dit gaan daaroor oor die manier hoe ons leef. Ons het nou vir mekaar gesê, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek optree, en kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek liefde uitleef. Paulus sê hier, ek is julle geestelike vader, want ek het julle lief. En hierdeur sê hy ook vir die gemeente in Korinte, maar julle moet lief wees vir mekaar. En as ons na die geskiedenis kyk van die agtergrond kyk van die brief aan Korinte, dan sien ons daar het een groot ding ontbreek in hierdie gemeente, en dit was liefde. Daarom is daar 'n hele hoofstuk in 1 Korintiërs 13 geskryf oor liefde. En waarmee eindig Paulus die hoofstuk in 1 Korintiërs 13? Geloof, hoop en liefde. Liefde is die belangrikste. Hy sê dat ons vir mekaar moet omgee, dat ons vir mekaar moet lief wees, dat ons Jesus se lig in hierdie wêreld in moet versprei. En dit laat my dink aan die verhaal van 'n sendeling, Dr. Shepherd. Hy het op 'n stadium sendingwerk gedoen en toe het daar buitelanders na die sendingstasie toe gekom en die buitelanders het toe vir die mense by die sendingstasie gevra, maar ken julle vir Jesus? Het julle al ooit vir Jesus gesien? En een van die mensies daar het gesê, ons het nog nooit vir Jesus gesien nie, maar ons het vir Dr. Shepherd gesien, en ons dink Jesus lyk soos hy. Was jy al Jesus vir iemand in jou lewe? 'n ander mooi verhaal is die verhaal van 'n klompie sakemanne wat daar in Chicago by 'n lughawe was om 'n vlug te vang, en hulle is haastig op pad om die vlug te vang om na hulle ander afspraak, hulle ander meeting toe, verskoon my Engels, te gaan, en hulle is haastig op pad soontoe. En soos wat hulle daar, en jy weet hoe gaan dit in 'n lughawe, daar is baie mense, daar is 'n gedruis, soos wat hulle daar in die lughawe is, hardloop hulle na die vliegtuig toe, en die een man stamp toe per ongeluk 'n vrou se appels om, sy het appels verkoop, en sy stamp toe al die appels om, en die appels lê daar rond. En hy sien toe dat hierdie vrou is heeltemal verward, en hy help toe om vir haar die appels op te tel, en hy sê toe vir die ander manne wat saam met hom is, maar gaan julle maar na die vliegtuig toe, gaan kry die vlug, later sal ek kom. En hy help toe die vrou om die appels op te tel, en hy sien die appels is gekneus, en hy sê toe vir die vrou, maar kan ek nie hierdie appels by jou koop nie? En hy kyk, en hy sien op die vrou se gesig, sy so 'n verwarde uitdrukking op haar gesig, en hy sien toe ook dat sy blind is, en sy vra vir hom, wil jy al die appels koop? En hy sê, ja, ek wil al die appels by jou koop, en hy gee toe vir haar die geld so in haar hand, en toe hy wegstap, toe vra sy vir hom, is jy dalk Jesus? Is jy dalk Jesus? Is dit die manier hoe ons liefde uitleef? Leef ons Jesus se liefde in hierdie wêreld uit? En die laaste vraagie is, kan jy sê, volg my voorbeeld in my geloof? En ek wens vanmôre dat ek hier voor u kon staan en sê, volg my, Stefan Konradi, volg my voorbeeld. Maar ek kan dit nie sê nie.
As ek sou sê dat ek die perfekte voorbeeld is, dan sou ek vandag vir u jok. Ek sou nie die waarheid praat nie. Daar is baie keer in my lewe wat ek angstig is, wat ek bang is, wat ek ook maar twyfel. Maar Paulus sê dat ons sy voorbeeld moet volg in geloof, want hy volg Jesus se voorbeeld. Hy volg Jesus se voorbeeld. En as gelowiges, wanneer die lewe swaar gaan, wanneer die lewe druk, dan hou ons oë gefestig op Jesus Christus. Om 'n voorbeeld van geloof te wees beteken nie dat jy altyd al die antwoorde moet hê nie en dat jy altyd moet weet wat om te sê en 'n voorbeeld van 'n perfekte lewe voorhou nie. Om 'n voorbeeld in geloof te wees is om te sê ek is nie altyd okay nie, maar ek kyk na Jesus. Ek hou Jesus voor oë, soos Hebreërs 12 ook vir ons sê en Kolossense 3 vir ons sê. Ons hou Jesus voor oë en ons volhard in ons geloof. So is ons 'n voorbeeld vir ander mense. Paulus sê dat hulle as die apostels het dit die swaarste gekry. Hy sê as ware Here, maar hoekom leef ons? Hoekom kry ons so swaar? Hoekom kry ons so swaar? En dan word ons herinner, maar hou jou oë op Jesus Christus. Hou jou oë op Jesus Christus en as jy jou oë op Jesus Christus gefestig hou, dan kan jy sê, volg my voorbeeld. En ek wil vandag afsluit en vir jou vra, kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek praat? Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek optree? Kan jy sê, volg my voorbeeld in die manier waarop ek liefde uitleef? Kan jy sê, volg my voorbeeld in geloof? Dan die laaste vraag, leef jy 'n lewe wat ander kan volg? Leef jy 'n lewe wat Christus Jesus verheerlik? Amen. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons u woord kan lees en u woord kan oordink. Ja, Here, ons besef dat ons skiet baie dikwels te kort in ons lewe. Maar ons vra, Here, dat u ons genadig sal wees. Dat u ons deur u Heilige Gees sal lei en deur u woord sal lei, dat ons 'n voorbeeld vir ander mense kan wees. Dat ons in die manier waarop ons praat, in die manier waarop ons leef, in die manier waarop ons liefde uitleef en in ons geloof 'n voorbeeld vir ander mense kan wees wat u verheerlik. Ons vra dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen.